is Jaden Gous, 'n graad 7 leerder by Laerskool Pietersburg Oos. Voorsitter, dames en here, welkom by die Oscars van ritme. Vandag eer ons nie films of filmsterre nie, maar die diepste ritmes wat jong mense se lewens vorm. Die Oscar vir die mees waardevolle ritme in 'n jong mens se lewe gaan aan kultuur. Ja, Driekus Du Plessis, kultuur. Dames en here, ek is Jaden Gous, vandag se aanbieder. Laat my asseblief toe om vandag met u te deel wat die invloed van kultuur het op selfvertroue en leierskap, kritiese denke en akademiese sukses, deursettingsvermoë en emosionele welstand. Ek hoop dat u dan sal saamstem dat kultuuraktiwiteite jou toekoms beter vorm as sport. Laat ons begin met selfvertroue en leierskap. Thuli Madonsela, ons vorige openbare beskermer, het op 21 Januarie 2022 tydens 'n SA Ubuntu besigheidsontbyt verduidelik hoe deelname aan debatte en drama haar selfvertroue en vermoë om voor gehore te praat versterk het. Gereelde openbare optredes het ook haar leierskap verbeter. Wel, natuurlik. Want as jy voor 'n gehoor kan staan sonder om flou te val, is jy klaar op die pad van sukses. Kultuuraktiwiteite plaas kinders op die verhoog, waar hulle hul idees moet kommunikeer en allerlei emosies moet hanteer. Anders as sport, waar spanwerk sentraal staan, bied kultuur 'n solo-platform wat selfvertroue bou en leierskap ontwikkel. Dit is belangrik om te noem dat ek beslis nie teen sport gekant is nie. Sport het sy plek en dra by tot fisiese gesondheid. Maar kultuur bied 'n unieke ritme wat 'n wye verskeidenheid vaardighede ontwikkel. My volgende oorweging is kritiese denke en akademiese sukses. Lesaya Matthee, redenaarsorganiseerder by ATKV Noordwes, het in 'n artikel op Marula Media van 1 November 2024 gesê dat redenaars soos 'n oefensessie vir jou brein is. En glo my, dit voel soms soos 'n marathon om redenaars te oefen, maar net een waar jy 'n mondspier oefen. Sy verduidelik verder dat wanneer kinders redenaars doen, hulle leer om krities te dink, belangrike vrae te vra en weldeurdagte antwoorde te kan gee. Dis egter nie waar dit stop nie. Volgens 'n artikel op Innerself van Maart 2024 deur die neuroswetenskaplike Alexandria Weaver, is musiek goed vir jou brein. Dit help vir fokus en om nuwe inligting vinniger te verwerk. En dit lei op sy beurt weer tot beter akademiese prestasie. Dames en here, word sport spanstrategie beklemtoon, kweek kultuur, kritiese denke en akademiese sukses, noodsaaklike vaardighede vir 'n suksesvolle toekoms. Kom ons beweeg aan na deursettingsvermoë. Dr. Angela Duckworth, 'n navorser aan die Universiteit van Pennsylvania, het in die Sunday Mail Koerant van 19 Januarie 2025 verduidelik hoe deursettingsvermoë die sleutel tot sukses is. Volgens haar vereis kultuuraktiwiteite vasbyt en volharding. Nou sy slaan die spyker op die kop, want as jy al ooit spanredenaars geoefen het met 'n maat wat die hele tyd woorde vergeet of nie kan op 'n lag nie, sal jy verstaan wat deursettingsvermoë regtig beteken. Dink aan die Springbokke se oorwinning in 2023. Hulle het verseker vir 'n hele nasie hoopgebring. Niemand kan teen dit stry nie. Tog, kultuuraktiwiteite doen dieselfde op 'n meer persoonlike vlak, omdat jy die moed het om jou drome te volg. Anders as sport, waar fisiese vermoë dikwels 'n faktor is, stel kultuuraktiwiteite almal in staat om deursettingsvermoë te ontwikkel. My laaste oorweging is kultuuraktiwiteite se bydrae tot die mens se emosionele welstand. Amira Willenhagen, die jong opera-sangeres wat bekend is vir haar inspirerende stem, het op 4 Junie 2024 op die groot ontbyt gesê dat sy sing om hoop aan mense te gee. Musiek as deel van kultuur verbind mense, versterk emosionele welstand en skep 'n ritme wat lewens verryk. Sjoe, dames en here, beslis woorde van wysheid. Enige aktiwiteite wat oor die vermoë beskik om positiewe energie na ander oor te dra, kry my stem. Waar sport fokus op fisiese gesondheid,
bied kultuuraktiwiteite 'n holistiese benadering wat emosionele groei insluit. Dames en here, hier is ons aan die einde van ons feesvieringe, waar kultuuraktiwiteite, leierskap en selfvertroue ontwikkel, kritiese denke en akademiese sukses bevorder, hoop gee, deursettingsvermoë kweek en emosionele welstand bevorder deur musiek. Kom ons gee kultuuraktiwiteite 'n staande applous vir hul onmiskenbare waarde en onuitputlike ritme wat ons toekoms vorm.